Nico Pont van Nutribase gesels vandag met ons kuilvoer sake. Hulle is natuurlik ook betrokke by die jaarlikse Santam Landbou Nasionale Kuilvoer kompetisie. Nico, waarom het julle besluit om betrokke te raak by hierdie kompetisie? So vir ons is dit baie belangrik. Ons is 'n maatskappy wat glo in data en uit die kuilvoer kompetisie kry ons baie data uit en met daai data kan ons altyd teruggaan na ons kliënte toe, die data met hulle deel. En so gebruik ons die data om op te kyk en te vergelyk wat op ons kliënte se plase aangaan. Wat is die belangrike faktore wat ons in ag moet neem wanneer ons gras en kleingraan kuilvoer maak en wanneer ons kuilvoer uitvoer? So daar's 'n paar belangrike faktore wat ons in ag moet neem, maar ek dink die eerste en die belangrikste faktor wat ons in ag moet neem is die stadium wat ons gaan sny en wanneer ons gaan sny. Die stadium waarin die plant is, gaan op die ouende die kwaliteit van die kuilvoer vir ons bepaal. 'n Ander faktor is die droommateriaal waarteen ons die kuilvoer gaan inkuil. Dit het 'n belangrike effek op ons fermentasie wat ons op die ouende ook gaan kry in ons kuilvoer. En kompaksie. Kompaksie is baie belangrik. Die suurstofverwydering. Dit is een van die belangrikste aspekte as dit kom by kuilvoer. En dan die seel van die bankers en ons hope is ook uiters belangrik om seker te maak ons seel vinnig en ons seel reg en dat daar nie enige suurstof onnodig weer in ons kuilvoerhope inkom nie. En dan ook om te inokuleer, om te verseker ons kry versnellende primêre anaerobiese fermentasie wat ons bederfde organismes en giste dormant kan maak. En dan by die uitvoer van die kuilvoer is dit belangrik om ons gesigte skoon en netjies te hou. Seker te maak ons hou dit eenvormig, ons voer uit wat ons nodig het, enige kuilvoer en bederfde kuilvoer wat voor of langs die hope en bankers lê, laat ons dit verwyder. En dan dat ons die regte toerusting en masjinerie gebruik as ons uitvoer, om seker te maak die gesig, ons breek nie die struktuur van die gesig en laat ons nie onnodig suurstof penetrasie toelaat nie. Gesels met ons oor die waarde en die toekoms van kuilvoer. Kuilvoer is baie belangrik, veral in melkerye en in vleispraktyke. Voerkostes bly die hoogste koste van sulke tipe praktyke. En hoe beter kuilvoer ons maak, kwaliteit kuilvoer, hoe minder voer hoef mense op die ouende van die dag in te koop. En dit dra by tot die winsgewendheid en die volhoubaarheid van boerderypraktyke. En rondom die toekoms, ek dink ons het al groot spronge gemaak in die kuilvoerindustrie en bedryf in terme van wat ons weet. Maar daar's nog baie wat ons nie weet nie. So ek dink met tyd en soos tegnologie verwikkel, gaan ons meer goed kan kwantifiseer en sien waar is die belangrikheid van ander prosesse rondom kuilvoer. Nico, hoe help inokulante? Wel, as ons nou spesifiek na kleingraan en grasse gaan kyk, party van daai gewasse is laag in plantsuikers en ons het daai plantsuikers nodig om te skakel in melksuur om ons pH so gou as moontlik af te bring. En waar inokulant vir 'n rol speel in daai proses is om die beskikbare suikers van die plante om te skakel in melksuur. Dis ons sterkste suur in kuilvoer en dit dryf ons pH af. En hoe vinniger hy afgaan, hoe minder kans gee ons vir ons bederfde organismes om van ons droommateriaal wat ons vir ons diere wil gee, dat hulle dit nie kan gebruik om swakker sure te maak wat op die ouene van die dag ons kwaliteit van die kuilvoer gaan affekteer asook inname van kuilvoer. So gesels Nico Pont van Nutribase.